Goeiedag almal, dit is Theo. Hoor bietjie wat lees Openbaring 21 vers 1 tot 3. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Is dit nie wonderlik nie? Kan jy sien dat die oorspronklike plan van die Here God was om 'n hegte, 'n persoonlike verhouding met die mens te handhaaf? Die Here God het daagliks met Adam ontmoet en met hom gepraat. Genesis 3 vers 8 tot 9. En hulle, dis nou Adam en Eva, het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En Adam en Eva het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na hulle en sê, waar is julle? Het ongelukkig het sonde en doen sonde nog steeds dieselfde werk om hierdie verhouding, hierdie gemeenskap met die Here te verbreek. Maar gelukkig, deur die kruisiging, die dood en die opstanding van Jesus Christus, word die straf van ons sonde vir ewig verwyder en staar ons nie meer oordeel in die gesig nie. Maar afgesien hiervan, kan ons daaglikse stryd met sonde steeds ons gemeenskap, ons verhouding met God verbreek. Maar eendag sal dit egter nie meer 'n probleem wees nie, want daar sal glad nie meer sonde wees nie, soos wat ons gelees het in die begin hier in Openbaring. Want die oorspronklike plan van die Here sal herstel word en ons sal hom van aangesig tot aangesig sien. Ja, daar is dae wanneer dit lyk asof dinge baie verkeerd loop. En dan wonder ons dat dit ooit beter sal word in ons lewens. En die antwoord hierop is ja, verseker. Daar is hoop, want ons het vrymoedigheid om elke dag, elke geleentheid, elke oomblik in sy teenwoordigheid in te beweeg. Ons lees dit in Hebreërs 10 vers 19 en 20, terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ek wil u aanmoedig om jouself elke dag, soveel as moontlik elke dag, te herinner aan hierdie waarheid uit die woord van die Here. Hierdie waarheid wat sê, ons is geskape vir 'n volmaakte en 'n ongehinderde gemeenskap met God. Omhels dit, maak dit jou eie, doen dit, en jy sal voel hoe jou geesmens vernuwe word met krag en energie. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.